mens nie, hulle is klaar mens. Hoe oud is jy? 2 mapsticks, jy is jonk en jy? 5, yes, like. As ek nou vir julle sê, ek kan gitaar speel, sê julle my glo? Hoekom? Want julle het my gesien gitaar speel, nee. Okay, right. So, glo is gebaseer op feite. Baie keer dink ons, jy moet glo, jy glo dat, jy glo omdat daar feite is. Okay, nou as oom Kaal vir julle sê, ek het vir julle geldjie in my hand, wat sê julle my glo? Hoekom? Want ek het nou nie gejok nie, nee. Nou maar ja, julle moet dit maar nou deel, hoor. Maar ek dink by oupa, julle ten minste roomys kry, alright. Okay, right. So glo, julle kan maar gaan sit. Dankie Imke, dankie Janko. Glo is gebaseer op feite. Ons glo omdat daar feite is wat iemand se woorde waar maak. Dis hoekom ons glo. Baie keer sê mense, maar Christendom en geloof, jy moet soort van glo dat God alles sal laat regkom. Inteendeel, die president van die Vrystaat, president Steyn, as ek het reg het gesê, hy het gesê alles sal regkom. Dis nou maar 'n ding wat ons nou spot oor hom en sê, hy het net nie gesê wanneer nie. Nee, maar alles sal regkom. Maar geloof is eintlik gebaseer op feite. Ons het liedjies gesing wat sê, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Dis gebaseer op feite. Die feite is, die graf is leeg. Dis regtig leeg. Dis so leeg dat niemand nog ooit Jesus se gebeendere gekry het nie. So leeg is dit. Die feit dat Jesus opgestaan het uit die doodheid is onomwonde die waarheid. Wat nog meer die waarheid is dat hy opgevaar het hemel toe. Ons gaan dit nou nog kom herdenk in die loop van 'n paar dae nog. Want sy gebeendere, sy liggaam, kom ek sê, sy lijk is nêrens gekry nie. Jesus het opgestaan uit die dood en hy moes hemel toe gegaan het, want dan anders steek iemand hom nog heeltyd weg. Maar dit is onmoontlik. Iemand sê, the silence is deafening about Jesus' corpse, sy liggaam. Dit is oorverdowend dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy opgevaar het hemel toe, want sy liggaam is nêrens te kry nie. Dat hy bestaan het, is tog die waarheid, maar dit is nie net in die Bybel beskryf nie, maar in baie buitebybelse bronne is ook beskryf en omskryf dat Jesus geleef het, dat hy gesterf het onder Pontius Pilatus, dit staan op ander plekke. So, as ek nou kan terugkom na geloof toe, het nou vanmôre hier nou toe gekom, omdat hy geglo het, hopelik dat die Here iets vir u gaan sê, uit sy woord uit. En een van die goed wat hy nou net vir ons van oortuig het, is dat hy het gelewe, hy het opgestaan na die dood, en hy moes opgevaar uit hemel toe, want niks van hom is hier te kry op aarde nie. Niks nie. Nie sy beendere nie. So Jesus het gelewe, hy het gesterwe en hy het opgevaar hemel toe. En dis geloof is gebaseer op feite. En iemand kan nou vir u sê, ag man, dis net 'n storie. Dis nie net 'n storie nie. En ons gaan vandag bietjie meer van die storie sien. Die waarheid dat Jesus gesterf het aan 'n kruis en dat hy opgestaan het uit die dood. Maar kom ons sit net so, dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie dat ons eintlik deur, hulle noem dit onomstootbare bewyse, bewys dat u geleef het, dat u gesterf het, dat u opgestaan het uit die dood en dat u opgevaar het hemel toe. Dis onomstootbare bewyse. Here, wil u vir ons vandag iets nog meer vertel, ons in ons harte oortuig, en dat ons hier sal uitgaan en hiervan getuig. Amen. Kom ons sing nog 'n lied saam, genade onbeskryflik groot. Kom ons staan en sing ons dit saam, lied 510, genade onbeskryflik groot.
ek het 'n versie minder laat sing, skus, ek wil ook nog aansing. Ek wil vanmôre 'n gedeelte saam met u uit die Bybel lees, uit Johannes 20 uit, en dit pas eintlik aan by die laaste keer wat ek by u was, en dit was Opstanding Sondag, het ons uit Johannes 20 vers 1 tot 10 gelees, en vandag wil ek die gedeelte saam met u lees, wat die aand gebeur het. So die oggend, kan ek maar sê, was 2 disippels, eintlik die vroue was by die graf, hulle het gesien dat die graf leeg is, hulle hardloop toe en gaan roep die disippels kom daar aan, net 2, by name Petrus, en die ander se naam is nie hier binne nie, maar is die skrywer van die evangelie, dis Johannes. Hulle 2 hardloop daar, hulle kry die graf net soos wat dit was, en dan gaan hulle weer huis toe. En die ene sê hulle het geglo, Johannes het geglo, en dit sê nou niks van Petrus nie. En dan, wat verder in die verhaal gebeur is, Maria Magdalena, dis nie Maria, Jesus se ma nie, uit wie Jesus 7 duiwels uitgedryf het, op 'n ander geleentheid, 'n vroeër geleentheid, staan sy buite die graf en sy huil, so eg menslik, eg vroulik ook kan ek sê, en dan vra Jesus, wie soek jy, waarom huil jy? Dis nou nadat sy die 2 engele in die graf gesien het, wat die disippels nooit gesien het nie, en dan sê sy, ek soek my leermeester, my Here, as jy hom weggevat het, sê net waar ek hom gesit, en dan noem hy haar Maria, op haar naam, maar sy het nooit haar naam gesê nie, maar hy noem haar Maria, en dan besef sy dat dit Jesus is, en dan sê sy, eintlik in Hebreëus, my leermeester, Rabboni, en dan weet sy dat Jesus opgestaan het uit die dood, reg, so hy daai tyd nog net in Maria verskyn, dan die aand is die disippels by mekaar, Sondag aand, sommige verklaarders sê, dat dis hoekom die Christene ook op Sondag by mekaar kom, natuurlik nou vandag, want Jesus het aan sy disippels verskyn op die Sondag, anders sê, dis die opstandingsdag, wat dit nou ook al sê, maar ons is nou op 'n Sondag hier by mekaar. En hierdie was 'n Sondag aand, Johannes 20 van vers 19 af. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly om die Here te sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle. Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit hulle nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later, 'n week later, was Jesus sy disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het tog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, naamlik die evangelie van Johannes, voor die disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê.
hou asseblief die Bybel daar op die skote oop. Johannes is 'n besonderse persoon. Mense noem hom die disipel van die liefde, omdat hy die meeste van al die disipels van liefde praat. Maar Johannes was een van die disipels wat Jesus, of was die disipel aan wie Jesus sy ma ook toevertrou het. Onthou jy daar aan die kruis het hy vir Johannes gesê, of vir sy ma, daar is jou seun, en vir Johannes gesê, daar is jou moeder, wat eintlik beteken het, maar jy moet nou na my ma kyk. Hoekom? Want Jesus was die oudste van die boeties en die sissies in sy gesin. Natuurlik, sy pa was nou nie regtig Josef gewees nie, maar eintlik was God sy pa gewees. So, Jesus het sy ma aan Johannes toevertrou, want hy het geweet, Johannes gaan mooi na kyk, en hy het vir sy ma gesê, maar jy moet ook nou na Johannes kyk. So, dis hierdie mooi verhaal van Johannes. Maar as 'n ou nou regtig, wil ek sê, gedeeltes van hierdie wil verstaan, kan ons ook in Johannes 1 gaan kyk, waar Jesus aarde toe kom en waar hy gedoop word, en die gees van die Here op hom kom. Dan besef ons ook dinge van wat Johannes in Jesus gesien het. Reg. Kom ons begin. 8 dae later was die disippels by mekaar, en toe sien hulle, toe was Thomas daar gewees. Nou, as ons bietjie teruggaan in die gedeelte waar Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn, dan kom hy na sy disippels toe as die deure gesluit is. Nou, julle kinders, as julle nou net 'n bietjie saam met my dink, hoe kan 'n mens deur 'n toe deur kom? Dit is eintlik bietjie onmoontlik. Nee, ek weet my ma het altyd geweet as ek melk gesteel het, bedoelende gedrink het uit die yskas uit. Ek weet nie, ek dink my ma het ekstra oë gehad, want sy het altyd geweet, want ek was lief vir melk gewees, en ek weet nie of sy maar net gedink het, as ek in die kombuis was, dan het ek melk gedrink nie, maar sy het altyd geweet, as ek melk gedrink het, maar my ma het nie regtig ekstra oë gehad nie, wat eintlik deur goed kan sien nie, maar ek dink sy het net seker haar seun baie goed geken. Maar Jesus het 'n spesiale lyf gehad, nadat hy opgestaan het uit die dood, wat gemaak het dat hy deur 'n toe deur kon kom. Dis eintlik onmoontlik, want jy het mos 'n lyf. Ek meen, 'n lyf kan mos nou nie, jy moet eers die deur oopmaak. Ek meen, die mense wat vanmôre die kerk moes oopgemaak het, moes die kerk kom oopsluit het, voordat ons kan inkom, want anders het ons almal buitekant onder die bome gestaan in kerkhou. So die deure moes oop gewees het, voordat ons kon inkom. Maar Jesus het 'n lyf gehad na sy opstanding, wat beter was as sy vorige lyf, want hy kon deur 'n toe deur gekom het. En dit is iets, kan ons sê, mens kan sê van sy verheerlikte lyf, sy verheerlikte liggaam. Hy het 'n spesiale lyf gehad. Reg, so hy het deur die toe deur gekom waar sy disippels by mekaar was, en dit was gesluit gewees omdat hulle bang was vir die mense wat vir Jesus doodgemaak het. Want wie was dit eintlik? Wie het Jesus doodgemaak? Ja, die Romeine, maar nie regtig die Romeine nie, was eintlik die kerkmense van daai tyd. Dalk moet ons nou in aanhalingstekens sê die kerkmense, want dit was die Joodse leiers gewees wat vir Jesus doodgemaak het. Want Jesus het dinge gedoen wat hulle gepla het. Jesus het meer aanhangers as hulle gehad. Maar dit is doodlogies, of lewendig logies, want Jesus het wonders gedoen. Johannes 2 verander die water in wyn. Johannes 6 gee hy vir 5000 net manskos, buite die vrouens en die kinders. Daar was maklik 12-15.000 mense, seker nog meer, 20.000 mense. Met hoeveel? 5 broodjies, 5 rolletjies, buns, en 2 visse. Nou of dit nou 'n tuna was heel moet ek nie 'n tuna gewees nie, want dit was in Galilea gevang gewees in die meer, so dit was 'n vaswatervisie gewees. 2 visies en 5 brode, sê maar genoeg om vir Janko en vir Eneke kos te kan gee. So dit was nie baie kos nie, want was 'n kleintjie se toebies vir skool gewees, kan jy maar sê. Sy kosblik toe sy oopmaak, is wat sy ma vir hom ingepak het, weet. 2 dalk sardientjies en 5 broodjies, wat ook al, was nou nie sardientjies nie, reg.
Dan gee Jesus vir omtrent, net die mans was 5000 gewees. Dis 'n movie se wonderwerk, 'n movie se wonderwerk. Ek weet nie of jy nou so iets kry nie. Hulle sê kom net wonderwerke. Bietjie later, laat hy 'n man wat al 4 dae dood is, uit die graf uitkom. Johannes 11. Wow. Daai man was al heeltemal dood. Hy was al morsdood, toe dat Jesus hom uit die graf uitkom. En dit is onmoontlik, man. Maar dis wat Jesus gedoen het. Daarom het so baie mense Jesus gevolg, en daarom het die kerkleiers hom nie gelike nie. En hy het ook vir hulle gesê, man, maar julle doen goed wat nie reg is nie. Reg. So Jesus doen hierdie wonders, en hy gaan staan tussen hulle, en dan, hulle is bang vir die ouens wat vir Jesus doodgemaak het, daarom is die deure gesluit, en dan gaan Jesus in die middel, en hy sê, vrede vir julle. Hoekom vrede? Moet dit nie wees, julle, kom ons gaan fight teen die Romeine nie, kom ons gaan fight teen die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Hy sê vrede vir julle, want hulle is bang, daarom is die deure gesluit. Want Jesus het gesê, toe Pilatus hom vra, is jy 'n koning? Hy sê, ek is 'n koning, maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek is hier om te fight nie, het hy gesê. Ek is hier om 'n koninkryk op te rig, wat al die ander koninkryke sal oorskry. Soos in, wat die voorspelling in Daniël, 'n vuur met die groot klip, wat uit die berg uitkom, en dan maak hy al die ander koninkryke plat, en dan word dit die grootste koninkryk van al die koninkryke. Hier word dit beskryf. Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Ek is hier om te fight nie. Ek is hier om vrede te bring. Reg. En dan gaan wys hy sy hande vir hulle. Net soos Imke hulle vanmôre die R5 hier kom kry het, sê hy vir hulle, kom kyk my hande, en sit jou hand in my sy, en glo, dis ek. En dan sê hy weer vrede vir julle. En dan sê hy, right, nou sien julle dat dit ek is. Nou sê ek vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek nou julle ook. Matteus 28 vers 18 tot 20 is dieselfde wat hier staan. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. So nou moet julle met hierdie boodskap gaan, amper soos iemand wat 'n aflosstokkie het. Jy het die aflosstokkie gekry, nou hier sê vir jou, nou gaan jy verder met hom. Julle 11 ouens, eintlik is jy nou net 10 nie, want Thomas is nog hier nie. Nou gaan julle verder. Gaan julle nou verder met hierdie aflosstokkie, gaan vertel vir mense, Jesus leef. Hy is nie dood nie. Iemand sê eendag, of die verhaal word vertel, van oom Billy Graham. Iemand klim saam met oom Billy Graham, hy is nou oorlede, in 'n huiser en in 'n lift in. En die ou sê vir hom, God's dead. En hy sê, it can't be, I spoke to him just a while ago. En as iemand vir jou sê, God is dood, moet jy dit ook kan sê, het kan nie wees nie. Ek het vanoggend nog met Jesus gepraat. Hy moet lewe. Ons moet so lewende geloof hê. Hy sê, nou gaan julle verkondig hierdie verder, en gaan vergewe mense hulle sondes. Nou dis iets wat net God kon doen, wat net God kan doen, skus tog. In hierdie verhaal sê hy dit ook. Hy sê, as julle mense hulle sondes vergewe, sal dit hulle deur God vergewe word. Want net God kan sondes vergewe. En dink jy hoe groot ding is dit, dat ons mense, ons vra, Here, maar vergewe vir Koos, vergewe vir Sannie hulle sondes. Maar eintlik wil jy vir Sannie se nek omdraai, en vir Koos se nek omdraai. Want hulle het jou gedrop. Hulle was lelik met jou, hulle het jou getrip. Hulle het jou gesplit. Hulle het nonsens gepraat oor jou. Hulle was jaloers op jou gewees. Nou sê die Here, jy moet hulle vergewe. Amper soos hy in die kruis gehang het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy moet hulle vergewe.
En dan as ons dit vir mense doen, dan vergewe God, wat die enigste een wat sonde kan vergewe, vergewe hy hulle sonde. En as hulle dit nie doen nie, dan word hulle nie deur God vergewe nie. Nou is daar net 'n probleempie. Al wat tussen ons en God staan, is ons sonde, volgens Jesaja 59. Jesaja 59 staan dat die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy ore is nie te doof om te hoor nie, maar dit is julle sondes wat skeiding bring tussen julle en God. So die enigste ding wat 'n muur is tussen my en God, is my sonde. En wanneer ek vra, Here vergewe my, breek hy muur af. Maar ook so dalk tussen mense en God. Daarom moet ons vra, Here, maar vergewe Koos en Sannie se sonde. Dat daar nie 'n muur is tussen hulle en God nie. Right. Dis die A gedeelte van vandag se boodskap. Die B gedeelte is Thomas. Thomas het nie regtig getwyfel nie. Nou, die naam Didymus beteken eintlik dat hy deel is van 'n tweeling, hy is een van 'n tweeling, maar eintlik het Thomas was 'n besonderse mens. Hy is daai ou wat nie net geval het vir elke storie nie. Dit wat ek nou met u gedeel het ek nou eintlik vanmôre op 'n YouTube ding gesien, van al die bewyse wat gesê het, dat Thomas kon glo. Die water en wyn, die vermeerdering van die brood, Lazarus wat uit die dood uit opstaan, al daai bewyse dat Jesus iemand spesiaals is. Eintlik is Thomas 'n bietjie skepties. Hy was al gedrop in die verlede. Ouens het al vir hom gejok. So hy glo nie net sommer enige ou nie. Hy's 'n man met 'n brein wat bewyse soek, wat die gate wil sien, en dan sal hy glo. As nie fout met Thomas nie. Thomas het 'n brein, en Thomas dink. Right, nou sê Thomas vir sy maters, die ander 10 disippels, vers 24, hy sê, vers 25, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek nie, en my hand in sy systeekie, sal ek nooit glo nie. Thomas het 'n brein. Onthou, geloof is gebaseer op feite. Dis nie sommer net stories nie, dis feite. Thomas is 'n feitelike persoon. Right, wat doen die Here? Hy kom na feitelike Thomas toe, skeptiese Thomas toe. 8 dae later, 'n week later, was die disippels weer bymekaar en Thomas was daar. Maar nou weet ons, hy was vroeër ook al daar, want die disippels het klaar vir hom gesê, Jesus het opgestaan. So dis nie die eerste keer wat hy terug is by die disippels nie. Reg, so hy kom daar, en hulle sê vir hom, Jesus het opgestaan uit die dood, hy sê, ek sal dit nie glo nie, maar dan, die volgende keer, 'n week later, is hy daar. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus in die midde van hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Dis die 3de keer wat hy dit sê. So dit beteken, die vrede is nogal 'n belangrike konsep, belangrike idee, wat Jesus wil sê, sy disippels moet hê. En baie dinge steel ons vrede. As jou kar breek, as iemand met jou lelik is, as iemand voor jou indruk in 'n ry, as jy swak punte kry en jy wil goeie punte gehad het vir 'n toets, wat ook al. Iemand is lelik met jou by die werk, daai dinge steel jou vrede. Maar Jesus wil hê, ek en jy moet vrede hê. So hy sê dit 3 keer hierso, vrede vir julle. En dan selfs waar Thomas by jy sê dit weer. En dan kyk hy na Thomas. Hy sê nie vir Thomas, jou meisond, ja, jy wil mos nie glo nie. Nou maar man, dan gat jy. Nee. Hy sê Thomas, kyk hier's my hande. En sit jou, jy kan jou vingers in die merke sit, want dis soos wat hy gesê het. En jy kan jou hand in my sy kom steek as jy wil. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. So wat doen die Here? Vir die Here is Thomas belangrik. Vir Jesus is Thomas belangrik. Vir Jesus is 'n skeptikus belangrik. Vir Jesus is 'n ou wat vir wie die feite op die tafel is, vir hom
is hy belangrik. Of sy is belangrik vir Jesus. Kom, ek wil jou wys. En moenie langer ongelowig wees nie. Reg. Die feit dat Thomas ooit sy vinger gaan insit, het staan nie hier nie. Ons kan dit ook nie sê nie. Maar dat Jesus bereid was om te sê, kyk die feite. Ek dink dit het vir Thomas laat glo. En dan kan ek my nogal voorstel dat hy dalk gekniel het voor Jesus, maar dit staan ook nog nie hier nie. Maar hy sê, my Here en my God. Nou die Here beteken baas, dit het hulle maar vir Jesus genoem, sy persoonsnaam is Jesus, so hulle kan hom maklik Here genoem het, maar hy sê iets ekstra hier, hy sê God. Nou dis eintlik wie Jesus was, hy was God, of hy is God. Maar dit is inteendeel, niemand het dit voorheen dit so gestel, soos Thomas nie. So toe Jesus vir Thomas kom wys, kyk die merke, toe sê hy net vir Jesus my Here nie, maar hy sê ook my God. En daar's net een God. En dit is die God wat hulle maar leer ken het uit die Joodse tradisie uit, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat die Israeliete deur uit Egipte uit laat lei het, deur die Rooi See gevat het, vir 40 jaar in die woestyn gelei het, met al die veldslae wat hulle gehad het, die oorlog wat hulle gehad het, het God hulle beskerm en bewaar. Dis dieselfde God. So Thomas erken dat Jesus God is. Dis 'n moviese erkenning hierdie. Jesus is God. En dan sê hy, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Ekskuus, ek het dit al gesê. Maar nog meer sê hy, my Here en my God. So dis nie net God en Here nie, maar dis my Here en my God. Dis 'n persoonlike belydenis hierdie. Persoonlike verlosser. Jesus is my God en my Here. En hoe gebeur dit? Die feite, die gate in sy hande, oortuig om dit. Jesus het regtig opgestaan na die dood. Mapsticks. Reg. Nou sê dit dat daar's ook baie wondertekens gedoen, maar hierdie is beskryf sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is. Nou Christus is maar 'n term wat eintlik beteken gesalfde. Ons kan dit uit die Ou Testament uithaal en sê dis Messias. Jesus is die een wat moes kom. Jesus is die een wat redding moes bring. Hy is die Messias, hy is die Christus. Hy is die gesalfde. En deur te glo in sy naam kan jy die lewe hê. Dit is die lewe nou, maar ook die lewe wat hierna kom. Dis die lewe. Nou, wat gebeur met Thomas? Die einde van sy storie. En dit kan u nou ook heel moontlik op Google gaan kry. Thomas gaan toe later Indië toe. Nou as u nou daai Midde-Oosterse kaart, ek moes dit eintlik nou hierso gehad het, is hy deur daar verby waar die oorlog in die straat van Hormuz, bietjie meer regs onder toe, is die punt van die Midde-Oosterse lande is Indië. En hy gaan na 'n spesifieke plekkie toe aan die Weskus van Indië, waar hy later, probeer nou dink, ek dink iets in die 70 jaar, 75 jaar na Christus, sterf hy as 'n martelaar. Deur die heerser van Indië. En daar's 'n kerkie gebou, en dis bewyse dat hierdie kerkie is gebou op Thomas se graf. So hierdie ongelowige Thomas, wat ons ook ken as ongelowige Thomas, doen fenominale werk, moviese groot werk, en hy gaan stig 'n kerkie in Indië, 'n ander kontinent, oor dit wat hy gesien het. Nou, liewe ouers en kinders, en oupas en oumas, jy het al God gesien in jou lewe. Jy het al gesien hoe hy vir jou onderneem in 'n werksituasie, in 'n familiesituasie, in dalk in 'n voertuigsituasie,
in 'n verhoudingssituasie, waar ook al. Daai maak dat ek en jy glo. En dit maak dat ek en jy weet dat Jesus God is en dat hy lewe. Nou moet ons daarvan vertel vir ons kinders en ons kleinkinders en ons vriende en pelle en werkskollegas. En dit maak ons getuies, want ons weet dit. En as ek en jy dalk in 'n krisis is wat ons uitkoms van die Here af nodig het, kan ek vra, Here, maar soos wat U in die verlede die volk Israel gehelp het, vir die gelowiges gehelp het, die disippels gehelp het, en vir ons gesin gehelp het, my pa, my ma, wie ook al, vir my gehelp het, help my weer asseblief. Kom weer vir my uit as 'n oplossing vir my situasie. En wanneer hy doen, getuig daarvan. Gaan sê vir iemand, God het my gehelp. Hy is die een wat uit die dood uit opgestaan het. Sy seun wat uit die dood uit opgestaan het my kom help. En so is ons getuies. Baie interessant dat 11 van die disippels, van die 11 van die disippels, is 10 doodgemaak. Eintlik dan die Matteus is ons nou bygekies, so daar was weer 12 gewees. Maar 11 van hulle het hulle lewe verloor terwille van die evangelie. Gesterf terwille van dit wat hulle geweet het en gesien het. Wat maak dit my en jou anders? Kom ons doen dieselfde. Liewe Here, dankie dat ons hierdie onomstootbare bewyse het. Here, selfs die kerk waar Thomas op die ouene, wat eintlik gebou is ter ere van Thomas, vir die evangelie wat hy in Indië gaan verkondig het. Alhoewel hy daarvoor gesterf het, Here, dat hy gesterf het omdat hy gesien het, omdat hy geglo het, omdat hy U, my Here en my God genoem het. Here, mag ek Kaal en ons almal wat hierso is, ook so kan getuig en kan leef, omdat U my Here en my God is. Mag niks my keer om die waarheid te praat nie. Mag niks my keer om te vergewe nie. Mag niks my keer om lief te wees vir ander nie. Amen. Ons het nou 'n geleentheid om die Here met 'n offer te dien. Dankie vir die geleentheid om weer hier by U die woord kan bring, Dominee Jacques en die kerkraad. Kom ons sluit af met 'n lied 514. Ek weet verseker,
Hy is nou nog nie ingeprop nie, maar kan ek maar so speel? OK, is reg. OK, kom ons staan, ons sluit ons af met ek weet verseker, Jesus is Heer. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy bly vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Ontvang die seën vir die Here met 'n oop hart. Mag die genade van die Here, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly, totdat hy weer terugkom. Amen.